Goeiemôre julle, Johan van Tonder saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons verder na die verhaal van die Samaritaanse vrou by die put. Julle onthou die storie waar Jesus terug na Galilea gegaan het en gekies het om deur Samaria te gaan. Iets wat die Jode nie sommer sou doen nie, as gevolg van die verhouding wat daar was tussen die Jode en die Samaritane. Nie net sê die vrou dit aan Jesus toe hy vra vir water nie, maar ons leer ook dit uit die woord, dat hierdie gaping in die verhouding tussen die Jode en die Samaritane grotendeels was as gevolg van die verval van die eens hoofstad van die noordelike koninkryk van Israel, waar die konings van die koninkryk konstant gewaarsku was deur die profete rakende hulle verval in hulle geloof en die aanneming en aanbidding van afgode wat grootliks ingebring was, veral na die oorname van die Assiriërs. En dan natuurlik het die noordelike koninkryk ook 'n tempel vir aanbidding gebou in die stad, wat eintlik direk in kompetisie was, maar ook ongehoorsaamheid was, toe hulle die tempel bou, want dit was teenstrydig van waar die Here wou gehad het, hulle moes aanbid, en dit was in Jerusalem. Maar al die wat gebeur het, was daar hierdie streweling tussen die Jode en die Samaritane. Maar ons lees hier dat Jesus nog steeds gekies het om deur Samaria te gaan, en ek glo dit was deel van sy gehoorsaamheid aan die Vader. Die gedeelte wat ons vanoggend doen, leer ons 'n paar dinge wat ons in ons eie lewe kan toepas. Ons moet seker maak dat ons lewens nie word soos die Samaritane nie. En baie keer, en ons sien dit ook veral in ons samelewing, mense sal die Christelike waardes aanneem, maar hulle sal vashou aan afgode en goed wat hulle nog steeds aanbid in hulle lewens en nie wil laat gaan nie. Ons leer dan ook dat die evangelie jou energie sal gee, want dit is om die wil van die Vader te doen. En dan ook ons leer dat ons nie moet uitstel nie, maar tydig en ontydig die evangelie moet verkondig. En laastens leer ons dat die saaier net so belangrik is as die een wat maai. Die disippels kom uiteindelik terug van die dorp met iets om te eet en sê aan Jesus dat hy moet ietsie vat, maar Jesus wil nie nou eet nie. Ek glo dat dit deel van die evangelie is en wat hy gedoen het, wat Jesus hierdie energie gegee het, nadat hy met hierdie vrou gepraat het, en sy dit geglo het, en haar lewe verander het. Maar ook 'n geleentheid, om ietsie belangriks vir die disippels te leer, terwyl hulle hom gevra het om ietsie te eet, naamlik dat ons nie net van brood alleen sal lewe nie, en dat ons eintlike voedsel sal wees, om die wil van die Vader te doen. Dink 'n bietjie daaraan, hierdie stelling wat Jesus maak. Wanneer jy honger is, wil jy graag ietsie eet. Maar as jy 'n keuse moet hê tussen ek is nou honger, maar ek moet aan iemand die evangelie gaan verkondig, watter ene sal ons heel eerste kies? Jy sien, ek dink Jesus wil hier aan die disippels iets leer, om te sê dat om die wil van die Vader te doen, staan uit bo alles. Jesus gaan selfs 'n bietjie verder, en sê aan sy disippels in vers 35, sê julle nie, dit is nog 4 maande nie, dan kom die oes? Ek wil graag gou hier stop. Ek glo hierdie was iets wat die disippels altyd maar net gesê het, want die tyd waar hulle in Samaria ingegaan het, was nog nie tyd om te oes nie, so daar was nog niks op die lande nie. Hierdie is amper soos wat ons baie keer sê, weet, wanneer ons op 'n Saterdag 'n lekker ete het, dan sê ons vir mekaar, manne, Maandag, dan is ek weer in die gym. Dan kom Dinsdag daarna, net om te hoor, nee kyk, volgende Maandag is ek beslis in die gym. Net so was daar hierdie sê ding, ek glo onder die disippels, want Jesus adresseer hulle, waar hy vir hulle sê in hierdie vers, julle sê mos, net nog 4 maande. En eintlik wil hy vir hulle sê, moenie uitstel nie, kyk op, die oes is nou daar. En juis op daardie oomblik, glo ek, het baie van die Samaritane gebaseer op wat die vrou hulle vertel het, uit die stad gekom om Jesus te ontmoet, geklee in wit, omdat dit juis so warm was op daai tyd, in daai seisoen. En Jesus sê vir hulle, kyk, die oes lê wit, verwysend na die hoeveelheid mense wat hulle nader. Moenie wag vir later, voordat jy vir iemand wil vertel van die evangelie nie, of om te begin met 'n sekere bediening by 'n kinderhuis, of in jou straat, of dalk met 'n selgroep te begin in jou kerk of 'n omgewing nie. Ek glo die Here wil vandag vir ons sê, moenie wag vir 4 maande nie, die tyd is nou reg. Dan vertel die Here hulle so mooi waarheid, hier in vers 37, waar daar staan, want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Baie keer gaan ons
oes waar ons nie gesaai het nie. Maar dink net as niemand saai nie, daar sal nie 'n oes wees nie. Wanneer ons daaraan dink, is die saai gedeelte van 'n boerdery nie altyd so opwindend soos die oestyd nie, want jy sien niks nadat jy gesaai het nie, maar wel wanneer jy oes. Die Here sê dat die saaier en die een wat oes saam sal bly wees wanneer daar geoes word. Die Here was gehoorsaam, selfs al was hy moeg en dalk honger. Die verkondiging van die evangelie deur die saai van die woord het hom energie gegee. En hy het dit nie uitgestel omdat die tyd nie geleef was nie, want hy wou nou eers 'n bietjie rus of dalk ietsie vat om te eet nie. Nee, hy was gehoorsaam aan die Vader, want sy lewe het gegaan om juis die wil van die Vader te doen. En ons lees dat die disippels deel was van die oes, soos die mense nader gekom het om na Jesus te luister. En baie het tot geloof gekom, nie net omdat hulle dit van die vrou gehoor het nie, maar omdat hulle dit self gehoor het. Mag ons woorde wees vandag, as ek sy stem hoor, sal ek gehoorsaam wees. En Here, mag my voedsel wees om u wil te doen. En dan vra ons die Here, om dit wat in ons lewe nog is, wat in die Samaritaanse lewens nog was, te kom uithaal, sodat ons duidelik sy stem kan hoor en sy wil sal doen elke dag. Mooi dag vir julle.